Welkom terug by die groot ontbyt. Man, vanmôre het ons bevoorreg. Ons kuier met Tasha vanmôre hier in die ateljee natuurlik, sy is deel van Blackbird, maar sy is ook besig met haar eie solo loopbaan. Ons kuier 'n bietjie daaroor, hoor bietjie waarmee sy besig. Goeiemôre Tasha. Môre julle. Dis lekker om jou te hê. Dis lekker om hier te wees. Ek vra groot om verskoning vir die quesadilla reuk, die Meksikaanse spicy reuk in die ateljee na ons kombuis insetsel. Jy kan nie dit aan my doen nie. Ek stap hier in my maag begin te rol. Ek weet presies. Yes. Wat 'n nommer staan in die ry. Hoorie bietjie, vertel ons bietjie vir jouself. Jou musiekreis, Middelburg aanvanklik, waar het begin? Ja, ek kan nie onthou nie. Ek was so ek was so klein. Weet jy, ek het in 'n huis groot geword waar ons het nie rugby gekyk op Saterdag nie en ons het musiek geluister. So my ma sê ook altyd vir my vandat jy klein was, jy kon sing voor jy praat en jy kon dans voor jy loop. Wow. So ek het geen idee waar hierdie vandaan kom nie. Daar was geen besluit wat ek gemaak het van ek wil dit nou doen nie. Ek dink dit het geweet van dit voor ek geweet het van dit. As dit sin maak, maar Absoluut. ja. En toe nou Blackbird ook, hoe het jou paai gekruis met die ander lede? So ek het vir Terren ontmoet toe ek die eerste seisoen van die kontrak gedoen het. En Terren was 'n mentor op die show. En ek en sy het een aand gaan aandete saam eet want almal ander se familielede was daar behalwe my en haar. En toe besluit ons kom ek en jy gaan nou maar saam vir aandete aangesien ons alleen is. En dit het ons so geklik daai aand en oor die jare as ons mekaar sien is dit hallo hoe gaan dit wat. En toe bel sy my eendag en toe sê sy soos hoorie so check jou foon, ek het vir jou NDA gestuur. En ek is soos okay Terren en ek teken die NDA en sy sê want ek wil vir iets vra maar ek kan nog nie, jy weet. En ek teken die NDA en ek stuur hom terug en sy sê soos okay, so sy sê vir my onthou jy Blackbird? En ek sê vir ja. En sy sê so ek wil die band weer begin, soos wil jy deel wees daarvan? En ek is soos ja, en sy sê vir my, nee maar dink, maybe gaan soos dink daaroor en slaap op dit en dan kom jy terug na my. Dis ek soos nee, dis reg ek ja. En toe ontmoet ek vir Tasha daai Januarie want sy het in September gebel van 2023. Toe ontmoet ek vir Tasha 2024 in Januarie. Ook onmiddellik kliks. Friends. Love you. Ons vibe. Dis dit net soos Ag nee. ja, En dis 'n fees, want as mense na julle luister, hoe klink dit of julle al vir Dit jare klink kan asof, ja. saam sing? It's crazy, maar julle sal nie so sê as julle ons die eerste keer gehoor het saam sing nie. Okay. Ons het Diane probeer sing in 3-part harmony. En toe kyk ek so vir die girls, dis ek soos are we gonna call it. Dis nie die werk nie. Nee, so dit was 'n journey. Hoorie so, nee, jy's ook besig met jou, natuurlik met jou solo loopbaan en ons het daar gesels. Hoe bou die loopbaan op? Stadig maar seker. So, dis mos so net. Dis soveel harde werk om in die Suid-Afrikaanse scene. Dit gebeur nie oornag nie. Nee, veral nie as jy dit self try doen nie. Okay. Ja. Want ek was geteken en toe het ek deur 'n rowwe tyd gaan persoonlik en toe sê ek maar net, weet jy, ek gaan 'n bietjie tyd vat vir myself. Dit was 3 jaar, maar ek het tyd gevat vir myself. En mense het nodig. Moes groei, moes leer en deur goed werk en ek het net gevoel maak nie saak wat ek in hierdie tyd gaan doen nie, ek gaan nie my 100% kan gee nie, want ek is nie okay nie en hierdie klein dogtertjie binne my moet eers heal en dan kan ek doen wat ek wil doen. So dit het ook net gebeur. Ek dink ek het nog altyd geweet die Here sal vir my sê wanneer dit die regte tyd is en ek's baie intuitive. En toe het ek net besluit, okay, ek dink al die tekens wys vir my, al die dinge val in plek. Ek hoef niks te probeer doen nie. Alles gebeur net van self. Ja. Dus ek soos okay, ek dink dis die Here wat vir my sê dis nou Dis nou ek kan nou maar tyd. gaan, ja. Sjoe, dis Hier mooi. maak ek dit vir jou oop. En dis ook lekker as jy daaroor praat want ek dink baie mense dink dit gebeur net oornag. Mense word net oornag famous of jy weet join a band, maar dit is glad nie so nie. Mense sien nie altyd die harde werk agter die scenes en waar die mense eintlik gaan voor jy uitkom nie. 100%. Hou maar aan 'n lyntjie. Vertel vir ons van die enkelsnit. So, hou maar 'n lyntjie was glad nie beplan nie. Ek het ingegaan na die ateljee toe en Ollie Vans, dis die producer op die sang. Ek het na hom toe gegaan, toe sê hy vir my, "Okay Tasha, wat gaan ons doen?" Toe sê ek vir hom, "Ollie, ek het nie 'n cooking clue nie. Soos ek het songs wat ek al geskryf het en goed, maar ek wil iets nuuts draai. Kom ons werk aan die production eers. So kom ons begin met die klanke en die instrumente. Met die vibe. Kom ons begin met die vibe. Kom ons skep eers 'n gevoel.
En dan kan ons worry oor die melodie en die woorde en wat. So ons doen net die production. Daar's nie eers 'n melodie nie niks. Wow. En hy sê vir my, okay Tasha, gaan in studio toe, gaan nou in die booth in Ja, en sing net, you know, whatever. enigiets. En ek gaan toe in en ek begin en ek begin net soos en ek begin net soos melodies opmaak en toe ek by die koor begin en toe begin ek net en jy hou my aan 'n lyntjie en toe begin ek net dit sing. Wow. En toe die koor se woorde het ek baie min van verander. Want ek het soos in die initial omdat ons in so 'n vibe was, Ja. het ek 'n vloekwoordjie daarin gegooi, toe ek soos ek gaan hom definitief uithaal. En toe was dit net so fun en toe skryf ek die song basically om hoe dit voel om aan 'n lyntjie gehou te word. Wow, this is amazing. Ja, Dit is heeltemal 'n ander manier van 'n liedjie opneem. heeltemal. Maar ek was soos kom ons try net iets different want I'm not feeling very inspired op hierdie oomblik nie. Ek jammer ek meng my taal, maar Ja. maar ek het net gevoel ek weet nie wat om te doen nie. So kom Ja. ons doen net iets mal en kyk wat ons doen of kyk wat ons uitkry. En dit was nogal interessant. Dit was 'n lekker proses. Sal jy sê jy is 'n musikant wat verskillende genres en style en goeters gereeld probeer of het jy maar iets wat jy altyd toe half leen en gaan okay, hierdie dink ek is my sterkpunt. Ek hou my eintlik meer by daai resep. Ek dink daar is so baie goed wat ek sal wil doen. Okay. En ek het 'n baie groot spektrum van smaak in musiek. Ja. So ek het glad nie net ek hou van country nie. Ek hou van enige iets en ek dink ook ek sal baie goed kan sing. En ek dink dis wat nou lekker is van hierdie, ek meen ons het mense op die bus gecover nou so 'n paar Ja. so 'n maand terug. Hou man 'n lyntjie kom nou uit. Die volgende enkelsnit wat ek vir julle nou gaan akoestiek sing, kom in Januarie uit. Ook 'n heeltemal ander gevoel en 'n ander storie, Nice. is bietjie hartseer en alles maar ook you know mooi en stuff, maar ek dink maar net ek sal definitief die waters bietjie toets en kyk wat se visse kan ek vang. Maar as draai mens in daai uit. posisie is waar mens kan sê ek is oop vir enigiets om kreatief te wees in enige vlak. Dis 'n baie luukse plek om in te wees. Ek dink jy besef altyd, ek weet jy besef seker. maar daar's nie baie kunstenaars wat daar is nie, selfs in die Afrikaanse musiekindustrie. Wat hulle kan sê ek het die vermoë of ek het die voorreg om dit te kan doen. So dis 'n baie luukse plek om. En weet jy, ek dink dit is tyd vir Afrikaanse mense om te voel dat dis okay om iets anders te doen of om net te kan explore. Want ek meen die wêreld verander en mense verander en dinge verander en maar my grootste ding, ek's net om eerlik te wees, is my grootste ding. Ja. So as julle nou vir my vra waar gaan die liedjie, ek gaan vir julle die eerlike 100% waarheid vertel daarvan. En ek dink dis ook wat dit nader kan bring vir mense en wat mense kan voel, okay, ek kan vereenselwig want kyk, almal gaan hier deur of sy gaan hier deur en sy skryf daaroor en sy sê woord vir woord waardeur ek gegaan het want ek het al na liedjies geluister en gedink ek voel jy skryf vir my lewe. Okay. Verstaan jy? So Ja. ek wil net om eerlik te bly en om te sê dis hoe dit is. En ek dink dit is wat mense meer waardeer ook. Absoluut. Jy lyk vir my of jy by 'n plek is waar jy regtig jou loopbaan geniet ook. Jy geniet die musiek, jy geniet die kreatiewe proses. Wat is vir jou persoonlik die lekkerste deel van musikant wees? Is dit die reis, is dit die toer, is dit die mense ontmoet, is dit die kreatief wees? Dis die nie 6:00 in die oggend hoef op te staan nie om eerlik te wees. Om hier te wees. Dit is laat slaap definitief. Ek kan 11:00 opstaan en soos okay, laat ek maar begin met my dinge. Nee, weet jy wat is ek dink dis definitief 'n geestelike ding vir my. Want ek kan nie glad nie beskryf wat binne my gebeur wanneer ek begin sing of wanneer ek skryf of wanneer ek iets doen. Party dae voel dit soos werk. Want dit is nie altyd Ja. wow, dis so great en dis so amazing. Party dae voel dit soos werk. Moet jy Party 6 dae- uur opstaan. Moet ek 6 uur opstaan? Soos vandag. Maar dan sal jy nou vir jouself sê, okay, vat jou gitaar, gaan sit nou op die bank, Yes. maak op jou boek. Jy moet Jy moet skryf. nou iets doen. Ja. So dan raak dit party daar 'n bietjie moeilik. Moeilik, Maar ja. as jy soos in die huis rondloop en jy was skorrel goed en jy soos high school en dan hardloop jy en dan val jy die gitaar en jy en dan dis wanneer dit lekker raak. Was sal ek sê. skottelgoed. Wel, 'n kunstenaar in Suid-Afrika wat skottelgoed was. Ja, jy weet sien droog maar. Dit is so lekker om jou te kuier. Dit is so lekker as jy so die eerlikheid van jou af te hoor en te hoor waar jy is in jou lewe en hoe jou loopbaan
saam met jou daai paadjie stap. Dis lekker om te hoor. Dis nie iets wat so Engels sê superimposed is nie. Ja. Die loopbaan is waar jy is in jou lewe en is lekker om te hoor. Dankie vir jou draai. Dankie vir julle. Dis heerlik om jou te kuier. Kry my weer. Ons maak so. Ons maak so. Nou ja, dis aan Tasha. En jy gaan nou vir ons 'n liedjie sing wat nog nie eens uit is nie. Ja. Ons kan nie wag nie. Ons kan nie wag nie. Bly net daar waar jy is om 'n spiksplinter nuwe liedjie van Tasha te hoor.